gemeente en vriende, almal wat ingeskakel is by vanoggend se erediens, hierdie koue Sondagoggend. Kom ons verheerlik dan die Here in ons saam wees, jy daar in die sitkamer, ek hier in my studeerkamer en ons elkeen sommer so lekker in die plekkie waar ons dan ook die Here groot maak. In vlak 5 was daar 'n stadium waar baie van ons, of meeste van ons sou ek sê, in hierdie lockdown fase van ons, het geoefen. Jene, almal het ingespring en geoefen op die kreatiefste maniere. Motorhuise is gebruik, instrumente is aangewend, op enige moontlike manier wat ons kon oefen. En ons het gepraat daarvan en sê, ons moet dit doen, ons moet ons immuniteit opkry, ons moet gesond eet. En toe kom ons op vlak 4 en ons sê, nee, dit is sleg, ons net tussen 6 en 9 kan oefen. Ons sal baie meer oefen, dit is koud daai tyd van die oggend, baie van ons sê, ag nee, dit is te koud, so ek kan nie regtig opstaan nie. Ek moet vir jou sê, daar waar ek bly, was dit dan nogal 'n hele situasie gewees, want hier tussen 8 en 9 dan stap die hele die ganse buurt omtrent daar waar ek woon met hulle honde en want ons wil almal net oefen. En toe sê ons sien uit na vlak 3, want vlak 3, dan kan ons deur die dag oefen, enige tyd, so ons sien uit daarna. En daar waar ek en jy nou op hierdie stadium is jy aan die oefen? Daar is sommige van julle wat gaan sê, ja nee, verseker, ek is nog hard aan die oefen. Daar is ander van ons wat sê, weet jy, ek sal weer terug in my ou gewoonte in, waar ek nie oefen nie. Ek het allerhande verskonings om nie te oefen nie. Ek het allerhande verskonings om nie te breek met my ou lewenstyl van my eetgewoontes nie. Ek het allerhande ou verskonings om nie met my nuwe studiemetodes te begin nie. Ek het ou gewoontes waarmee ek maar net weer aangaan. Ek het my gekry dat ek nou weer daar is. En vanoggend wil ek saam met jou lees uit 1 Konings 19, vanaf vers 19 tot 21. En dit is op bladsy 385 in die Ou Testament in my Bybel. En jy kan saam my lees, daar staan in vers 19, nadat hy daarvandaan af weggegaan het, kry hy vir Elisa, seun van Safat, besig om te ploeg met 12 spanne van 2, terwyl hy self by die agterste span geloop het. Toe Elia by hom verbyloop, gooi Elia sy mantel op hom. Hy het sy osse net so gelos en agter Elia aangehardloop en gesê, laat ek tog net my pa en ma gaan groet, dan sal ek saam met u gaan. Elia antwoord hom toe, gaan as jy wil, ek hou jou mos nie terug nie. Toe draai Elisa om en gaan slag 2 osse en met die juk het hy die vleis gebraai en vir sy werksmense gegee om te eet. Daarna het hy saam met Elia gegaan en sy volgeling geword. 'n Ou gewoonte wat hierdie baie ryk boer, wat daar gebore is, nie in die Loskop Damvallei nie, maar hy is gebore daar in die Jordaan riviervallei. En hy was 'n boer wat vir die soveelste geslag op hierdie plaas geboer het, en hy is besig om te ploeg. En terwyl hy besig om te ploeg, kom Elia verby. En so is Elisa met sy ou lewensgewoontes maar besig, wat hy maar van geslag tot geslag, maar net oorgeerf is. En die volgende oomblik lees ons soos wat Elia verbygegaan het. Nou Elia weet ek en jy is het as instrument van die Here, het hy die koninkryk van God verkondig. En die mantel was simbolies ook van die teenwoordigheid van die Here en die krag van die Here en die genade van die Here. So toe hy verbyloop en sy mantel na Elisa se kant toe oor hom gooi, het iets gebeur in Elisa. Elisa het 'n diepe bewuswording gehad, en ons sien hierso, en dit is presies dieselfde ding wat ons lees in die evangelies, daardie ding wat ek en jy ook ken, daardie, dis nie 'n ding nie, dis nie regte woord nie, dit is daardie ervaring, wat jy weet dat jy weet, jy kan nie anders as om met 'n nuwe lewenstyl voort te gaan nie, want jy het met die persoon van God self, op 'n besonderse diep wyse, 'n ervaring of 'n ontmoeting, gehad. En nou lees ons hier gebeur 'n baie vreemde ding, 'n baie vreemde ding, want nou gaan Elisa, hierdie boer, en hy sê vir Elia, wow, ek wil saam met jou gaan, ek wil saam met jou gaan, ek wil jou volgeling word. Nou, ons lees in die Nuwe Testament ook hoe Jesus sê, volg my, en hulle agter Jesus aangaan, en hier kry daai selfde konsep van, ek wil ook die evangelie gaan verkondig, ek wil meer groei in die koninkryk van die Here, ek wil geestelik meer groei. So hy sê, wow, en hy sê, ek wil net eers gaan my ouers gaan groet. Hy sê, jy kan gaan, ek hou jou mos nou nie terug nie. En ons lees wat hy hier doen, is hy gaan terug na sy ou gewoontes wat hy besig was om te doen,
Hy het 2 osse gevat, hy het gebraai, hy het 'n groot bonfire gehou vir sy werksmense en hy het klaargemaak. Hy het klaargemaak met sy ou lewenstyl, sy ou lewensgewoontes en hy het 'n nuwe identiteit, 'n nuwe persoon, 'n nuwe lewenstyl wat hy nou saam met Elia wat hy nou gaan betree. En dit klink amper radikaal, nou, dit klink amper vreemd om te dink, hy het so radikale stappe geneem om dit te doen. Maar geliefdes, wat hier gebeur is nie die feit dat hy die osse gebraai het en die feit dat hy ontslaag geraak het van daai instrumente wat hom teruggegooi het, of terug kan gooi in die lewe, terug na sy ou gewoontes. Met ander woorde, as dinge nie uitwerk met Elia nie, kom ek maar terug na my ou gewoontes toe. Dis nie die feit dat hy dit gedoen het nie. Want baie keer dink mense, dit is die groot goed wat ek en jy moet doen, om klaar te maak met 'n ou lewenstyl of ou gewoontes. Wat hier gebeur is 'n geloofsverklaring, waar hierdie man by 'n plek in sy lewe kom en sê, maar ek kan nie meer so aangaan, hierdie ou gewoontes is besig om vir my dood te maak. Ek het 'n nuwe pad saam met die Here, en daarom moet ek klaar maak, enigiets wat my te kan teruggooi. So dit is 'n simboliese handeling van 'n radikale, interne gebeurtenis wat plaasgevind het, en waar hy sê, ek gaan nie terug nie. Ek maak 'n verklaring, ek maak 'n statement. Ek gaan nie terug na my ou lewensgewoontes toe nie. En jy en ek weet die spulpunt van verandering en groei in my en jou lewe, van die breek van ou gewoontes in ons lewe, is wanneer die pynlike ervaring van ons ou lewensgewoontes sterker word as die pynlike ervaring van die nuwe lewensgewoontes. Wanneer daai pynlike ervaring groter word as die pynlike ervaring van die skuif na nuwe gewoontes. Want sien, wat om hier gedring het, is juis, hier word gepraat van die mantel wat gesloop, met ander die genade van die Here wat hom oorweldig het. God wat 'n ingryp in Elisa se lewe veroorsaak het, wat gemaak het dat hy sê, nee, hier is die koninkryk van die Here, ek wil 'n navolger word van Elia, ek wil hierdie pad begin stap. En jy kan onthou in die Nuwe Testament, van die belastinggader, wat het hy gedoen? Die oomblik dat die genade van die Here hom tref, dat hy besef wie Christus is, dat hy besef wie God is, en God se koninkryk, deur die Heilige Gees wat in hom werk, en hy besef hoe dit in mekaar pas, dat Christus sy verlosser is, en dat die belangrikste persoon in sy lewe God is. Die oomblik wat daai belastinggader dit besef, daai dag met Jesus, wat by hom kom kuier het, wat het met hom gebeur? Hy het die helfte van sy goed vir die armes gegee. En dan kan jy sê, ja, moet ek dit doen? Die punt is, dis wat hy gedoen het. Dit beteken nie ek en jy moet dit doen nie. Die Here het weer 'n ander pad wat hy met jou loop. Die belangrikste ding vir my en vir jou is om te sê, het jy al by die plek gekom, waar jy besef dat jou ou lewensgewoontes, wat dalk ook 'n geweldige impak het in jou geestelike groei saam met die Here, jy kan nie meer so aangaan nie. En dat jy by 'n plek gekom het, weens die genade van die Here, en jy sien, jy gaan nie meer so aan nie. En om vorentoe te gaan, geliefdes, moet ek afsluit. Om 'n nuwe hoofstuk in my lewe te begin, moet ek afsluit met die ou hoofstuk. En dis wat gebeur met die belastinggader. Kan jy onthou die vrou met die narresolie? Daai diersame olie, die oomblik toe sy die olie oor Jesus se voete gooi, daai diere, die belangrikste, kosbaarste besitting in haar lewe, wat sy daai flesie breek. Dis presies dieselfde handeling wat gebeur. Dis geloofsverklaring wat gebeur het met Elisa, is om te sê, ek wil nie meer so aangaan nie. My kosbaarste besitting gee ek vir die Here. Ek wil 'n nuwe lewe saam met die Here wil ek ingaan. Ek betuig my dankbaarheid en my liefde vir die Here, en ek doen dit op hierdie manier. Ek wil vir jou vertel van Johann Christian Bach. En miskien ken jy daai pragtige gedeelte wat hy van sing, wat hy geskryf het, een van sy komposisies, wat Jesu Joy of My Desiring. Dis 'n ontsettende mooi lied, hy het baie mooi goed geskryf, maar hierdie besondere lied, baie van ons huweliksbevestigings, dan stap die bruid in met hierdie pragtige lied. Ek gaan laat jy 'n bietjie luister na hierdie lied, en jy gaan hom dadelik herken. Met meeste van sy komposisies, eintlik wat hulle gekry het van Johann Christian Bach, onder andere ook in hierdie komposisie wat hy geskryf het, in die kantlyne van hierdie goed van hierdie lied wat hy geskryf het, van hierdie musiek wat hy geskryf het hy
die volgende letters geskryf, SDG. En SDG staan vir Soli Deo Gloria, aan God al die eer. En ek dink dit is 'n musiekstuk wat hy geskryf het, en kort dan sit hy aan die kant van die kantlyn, op die kantlyn van die musiekstuk, van die komposisie, Soli Deo Gloria, SDG. Dink nou net bietjie, as ons kinders begin om opstelle te skryf, en hulle skryf aan die kant SDG, Soli Deo Gloria. Elisa daai dag, toe hy daardie handeling uitgevoer het, daai geloofsverklaring gegee het die nuwe hoofstuk in sy lewe begin, wat gaan oor Soli Deo Gloria, aan God al die eer. Dit gaan met ander woorde nie oor wat ek doen nie, dit gaan oor vir wie ek wat doen. En dit is presies wat Elisa daai dag besef het. Elia is besig om Soli Deo Gloria vir die Here te leef. Elia, en Elisa sê, ek wil dit doen. En die belastinggader, nadat hy met Christus te doen kry, SDG, Soli Deo Gloria, die vrou die mininaris, SDG, jy wat breek met jou ou lewensgewoontes, jou ou styl wat 'n invloed het ook in jou oppad wees saam met die Here. SDG, Soli Deo Gloria, aan God al die eer. Van nou af wil ek 'n nuwe hoofstuk in my lewe begin. In hierdie lockdown tyd, ek wil kyk hoe ek, miskien is jy by 'n punt waar jy sê, ek wil nie meer so in skuld lewe nie. Dalk sê jy, ek wil net uit hierdie moeilikheid kom waar ek nou is, en ek wil nie meer op dieselfde manier aangaan, soos wat ek altyd aangegaan het, deur te vloek en te skel aan mense om my skade te beroep nie. Dalk is jy by die punt waar jy sê, ek wil nie meer so aangaan, om maar net enige ding wat ek moontlik in my mond kan sit, maar net so aangaan nie. Ek wil 'n nuwe lewenstyl hê, ek wil dit wat die Heilige Gees in my openbaar oor my, die pyn rondom my ou lewensgewoontes, raak vir my groter. En Here, ek wil by die plek kom waar ek nou klaar maak. Ek wil 'n bonfire maak. Geestelik gesproke, emosioneel gesproke. Ek wil by 'n plek kom waar ek sê, Here, ek wil hierdie nuwe hoofstuk saam met U wil ek begin. En daai eerste tree, jy weet, as jy 'n nuwe ding begin, is altyd moeilik. Dit is die eerste stap is die langste en die moeilikste. Maar saam met die Here is dit moontlik. Elisa het gebreek met sy ou gewoontes, en dit wat enigstens moontlik sou maak, dat hy sou teruggaan na hy gewoontes toe. Jy en ek, en ons eerlik op pad wees saam met die Here, SDG, Soli Deo Gloria. Mag ons lewens ook absoluut 'n komposisie verder wees van SDG, aan die Here al die eer. En ek wil vra dat jy nou saam met my sal bid, en vir die Here, laat ons met die Here praat, oor ons gewoontes, oor ons lewensgewoontes. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, net deur U genade alleen, en U Heilige Gees se werking, wat ons help om in geloof die stap te neem, binne in die nuwe hoofstukke, van die lewe wat vir ons voorlê saam met U. Net U alleen kan ons help. En Here, die van ons wat dalk so 'n radikale skuif moet maak, soos wat Elisa daardie dag gemaak het, om te breek met sy ou gewoontes. Dankie Here, dat U dit moontlik maak vir ons. Dat niks vir U onmoontlik is nie. Help vir ons om gehoorsaam aan U te reageer. Here, dat ons lewens absoluut sal getuig van Soli Deo Gloria. Aan U al die eer. En ons bid vandag in besonder, Here, vir die wat baie swaar kry in hierdie omstandighede waarin ons tans leef. U weet dat ons elkeen op 'n manier soveel verliese beleef, maar dankie dat U Heilige Gees dit vir ons moontlik maak om ook nuwe hoofstukke te skryf in hierdie tydperk waarin ons lewe. En dankie dat ons aan U ook op hierdie koue Sondagoggend al die eer kan bring. Amen. Ek wil vra dat jy saam sal luister na hierdie lied van Willie Joubert, en dat jy en jou gesin sommer, as jy kan, sing sommer so uit jou hart uit. En ek wil vir jou en jou gesin ook uitspreek die seën van die Here, dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees by elkeen van ons is. Amen.
wat lewe, alles wat lewe, alles wat leef, moet die Here loof. Soli Deo Gloria, Soli Deo Gloria, Soli Deo Gloria. Alles wat leef, moet die Here loof. Hef jou hande op, laat die skepping buig, laat die water val en die riviere juig, deur die vlaktes tot by die horison, oor die wye wêreld moet ons sing. Alles wat lewe, alles wat lewe, alles wat leef, moet die Here loof.